Ek sit vanmôre en ek lees Filippense 2 vers 6, 7 en 8. Dit sê Jesus staan op gelyke voet met God. Hy was egter nie so vol van homself dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. Toe die tyd reg pas, het hy status en eer wat hy gehad het eenkant toe geskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie, ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. As 'n mens onder mense het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. Wat 'n vernedering! God het dit egter van hom gevra en hy het die pad van vernedering gehoorsaam einduit gestap. Nou hier is die hele kruks van hierdie ding, wat het my laat dink het. Ons weet hoekom God dit gedoen het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Maar hoekom het Jesus dit gedoen? Hoekom was Jesus gehoorsaam? Ons sien in Johannes 10 vers 10 sê hy, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, sodat hulle lewe in oorvloed kan hê. Met ander woorde, dit is hoekom Jesus gekom het, sodat ons 'n oorvloedige lewe kan hê, sodat ons gered kan word en 'n oorvloedige lewe kan hê. Dan gaan Jesus verder en hy sê in Johannes 14 vers 6 sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Met ander woorde, Jesus het gekom sodat ons by die Vader kan uitkom, sodat ons kan weet wat die waarheid is en sodat ons lewe kan hê. Met ander woorde, sodat ons Jesus kan hê. En dan sê hy in Johannes 15 vers 4 tot 11, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. So Jesus het gekom omdat hy vir ons lief is. En nou kom vra hy een ding. Julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'n Loot kan nie sy eie vrugte dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En dan gee Jesus in Johannes 15 vir ons sekere riglyne, sekere dinge wat hy wil hê ons moet doen. Laat ons sy opdragte moet uitvoer. Laat ons sy liefde aan die mense moet wys. En dan kan ons hom vra net wat ons wil. En die groot ding wat ons in gedagte moet hou, is dat Jesus uit sy eie uit sy hoë posisie prysgegee het. God het hom gevra en hy was gehoorsaam. Hy het 'n keuse gemaak. Baie van ons wil nie regtig 'n keuse vir Christus maak nie. Baie van ons klou te vas aan ons status. Ons klou te vas aan ons aardse besittings. Ons klou te vas aan ons hartseer. Ons klou te vas aan ons verlede. Jesus was bereid om sy plek langs God op te gee vir jou. Is jy bereid om 'n kommitment te maak om hom te volg en om sy liefde oor te dra aan hierdie wêreld? Hemelse Vader, ons loof en prys en eer U naam en ons dankie dat ons weet, Here, in U lê ons vrede en ons vreugde. Help ons om U hart te verstaan en help ons om nader aan U te beweeg. Vader, dankie vir die groot opoffering wat U gemaak het en dankie dat ons vandag lewe in oorvloed kan hê. Help ons om die aanpassings te maak om 'n hegte verhouding met U te bou. In Jesus se naam, amen.